baie welkom hier by ons. My naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling hier by Ligpunt en ek gaan vir ons lei deur vanoggend se diens. Vanoggend se diens is bietjie anders as 'n normale diens en ons het 'n paar verrassings vir julle. Vanoggend dink ons aan al Ligpunt se vennote. Vanoggend wil ons saam dink aan ons gaan aan in ons reeks Liefde in Lewende Lywe. En ons wil saam dink nie net oor Ligpunt se bediening in Pretoria nie, maar die wyeer netwerk van kerke wat al om ons die koninkryk bou deur Jesus te verkondig. En so ons sien uit om 'n bietjie daaroor te gesels en selfs te preek vanoggend. En so ons sien uit vir dit. Maar die laaste ding maar net om te noem is ons het 'n paar videoetjies vanoggend en so julle kan so 'n bietjie iets anders verwag. Ek gaan vir ons bid. Vra die Here ons diens sal seën en ons harte sal warm maak, nie net vir die werk wat Ligpunt doen nie, maar vir die werk wat Jesus reg oor ons stad doen, deur klomp verskillende kerke. Kom ons bid saam en vra die Here ons oggend saam in die woord en met mekaar sal seën. Almagtige God, Hemelse Vader, U sit op U troon en U is totaal en al in beheer. Ons voel dit nie altyd nie, maar U is in beheer. En Vader, U werk in die klein stil plekkies van ons stad op maniere wat ons nie eers kan indink of sien nie, maar U werk. En U het gekies om te werk deur U plaaslike kerk. En soos wat ons vanoggend dink aan al ons vennote en veral die plaaslike kerk wat reg oor ons stad dien, maak ons hart warm vir die werk wat U doen deur die kerk. Mag ons U loof en prys vir die manier hoe U koninkryk bou. En selfs hier vanoggend, soos wat ons U loof en prys, rig ons harte om U liewer te hê en om U mense, ons familie, nie net in hierdie 4 mure nie, maar buite hierdie 4 mure, maak ons hart liewer vir ons boeties en sissies reg oor die stad van Pretoria. Seën hierdie oggend in Jesus naam alleen. Amen. Soos ek gesê het, ons gaan 'n bietjie iets anders doen vanoggend. En ons wil altyd ons diens begin met iets wat ons hart warm maak, sodat ons lekker kan saam sing. En vanoggend lees ek vir ons Psalm 34 vers 3, en dan wil ek vir julle 'n kort video speel. Maar lees gou saam met Psalm 34. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Die 2 woordjies daar wat ek wil uitlig vir julle is magnify the Lord with me and exalt His name together. Ons doen dit Sondag na Sondag, maar wat ons nie altyd besef nie, is hierdie togetherness van ons verheffing en verheerliking van God gebeur reg oor ons stad, Sondag na Sondag, deur die bank oor vele gemeentes. En ons sing saam, nie net as kerk nie, maar eintlik as universele kerk, verhef ons God se naam, Sondag na Sondag. Ons het 'n kort video, wat amper 'n tipe van 'n klein getuienis is, van ons vennootkerke, wat net dankie sê vir ons en vir die Here vir hierdie werk, en ons wil ons harte warm maak deur hierdie video saam te kyk. Net 'n klein bietjie konteks voor ons die video kyk, ekskuus. Klein bietjie konteks. Cebu het hierdie video, sy gedeelte, Cebu van the Church of Mamelodi, hy het sy video rekord by die hospitaal, want Siegle, sy vrou, was opgeneem. En sy het 'n lang stryd al vir 6 jaar met kanker. En sy is donderdag aand oorlede en sy is nou by Jesus. En hy het nie eens geweet dit gaan gebeur nie. En so ons weet, sy het 'n lang stryd gefight en ons harte is seer, maar ons weet sy is met Jesus. Ons weet dit. En so ons verheerlik ook God vir die tyd wat hy besluit het om sy dogter huis toe te neem. Kyk saam met hierdie video, dan bid ons saam vir ons kerke. Goeiemôre en hartlike welkom aan die Ligpunt gemeente. My naam is Erik en ek is van die Stadmissioen in Garsfontein. Julle is reeds goed vertroud met ons beseel, aangesien ons die voorreg het om dit saam met julle gemeente te deel. Ons primêre sendingsroeping is om die Duitssprekende gemeenskap in Pretoria te bereik, en daarom word ons eredienste in Duits gehou. 1 keer per maand bied ons egter 'n Engelse diens aan en ons wil graag ons opregte dank uitspreek aan Ligpunt, wat ons op meeste van hierdie Sondae die prediking waarneem. Ons is ook baie dankbaar vir julle evangeliese vennootskap met ons, vir die transmission kursus,
The World Needs a Father en baie ander waarin ons sommige van ons lidmate deelneem. Baie dankie, ons leer soveel by julle. Wees verseker dat Ligpunt voortdurend in ons gebede opgeneem word. Hello, I'm Nicholas. I'm the pastor of Lefar Church. Lefar stands for Lighthouse, Ligpunt. In Bukavu, we're a church that meets in 2 campuses, and God willing, very soon we'll start another one. And so we have every reason to rejoice in you and for you to rejoice in us. You've been a key partner since the beginning. Next week, this coming Sunday, 2 of our men will be ordained into ministry after 15 years of work, and will be the start of a new chapter of new churches planted. And you've been very much part of it. My naam is Reinhard en ek is een van die pastore by Red Door Church en is vir my so lekker om 'n vinnige video te kan maak om ons dank te kan uitspreek van die vennootskap wat ons geniet tussen Red Door en Ligpunt. En dit sedert die begin af, Red Door is uitgestuur deur Ligpunt om te gaan plant. Ons is ook hierso in die ooste van Pretoria en deel van ons visie is om 'n konteks te bereik wat aanhou besig is om te verander in ons stad. Ons sien dat mense wat verskillende tale praat van verskillende kulture meer in die stad inbeweeg en ons wou 'n ruimte skep waar mense hulle kollegas en vriende heen kan nooi. En baie van wat ons leer en weet van sending en missionale leefwyse het ons by Ligpunt geleer. En so ons is dankbaar nie net vir dit nie, maar vir die verskeie maniere wat Ligpunt aanhou om Red Door te ondersteun. My name is Joseph. I am a lead pastor at Christ Center Church. CCC is located in Mamelodi, Nelmathias to be specific. We exist to see God glorified, Christ exalted, His people equipped, the lost evangelized through preaching Christ-centered gospel with love and compassion. We are grateful for the gospel partnership we share with Ligpunt. Ek is Jordan van Kruis Pretoria. Ons is daar in Edward Theater aan Linwoodstraat. Ons glo God het 'n passie vir die stad, Psalm 107, en daarom moet ons ook hê. En ons glo ons is geroep om disippels te maak. En daarom wil ons vir julle dankie sê. Ligpunt doen regtig baie en ons leer baie by julle en dit is 'n voorreg om saam met julle in hierdie pragtige stad van ons te werk. Hey Ligpunt, Sihle here from Renewal Fellowship. We are a church in Johannesburg, the east of Johannesburg, Greenstone and Edenville area. We like to say we're a church that is centered on making disciples. We love to make disciples through the gospel of the Lord Jesus Christ in community for the renewal of our city. And I take this time to thank you for your gospel partnership, for your prayers, for your financial support. We really appreciate just your support for us as a church. Hi Ligpunt. Just thankful for you guys and for your partnership again this year. And specifically this year, for us as a family, it's been very personal. As many of you know about my wife's sickness, and so I took a step back from active preaching on Sundays to really focus on caring for her. So the Lord has just been doing a different sanctifying work in my heart, just reminding me of my identity in Him without ministry, who I am in Christ. And so the church is doing well. Leaders have stepped up. More people have started to sort of take leadership roles in our church as I've sort of taken a step back. But I'm thankful for not just you as a whole family, but individual people, to know people individually and to be encouraged by individual relationships. I know it's not much about ministry and everything, but that's this year. Thank you. Ligpunt, ons wil vanoggend graag bid vir ons vennote en kerke reg oor die stad van Pretoria wat goeie werk doen vir selfs in die ooste van Johannesburg. En so ons wil graag vir hulle bid. En in daai hart wat wil bid vir ons kerke, wil ons graag een van die kerke wat ons nader aan gaan staan, ons wil vir Red Door Kerk opnooi, eintlik vir 'n klein onderhoud, om net te hoor hoe gaan dit met hulle, en ook spesifiek vir hulle te kan bid vir volgende jaar. So ek wil vir Reinhard vra om asseblief op te kom,
Ek het 'n paar vragies vir hom, sodat ons lekker saam kan bid. Nie net vir al ons kerk nie, maar veral vir Red Door ook. Reinhard, goed om jou hier te hê. Vir die wat jou nie ken nie, vir die wat nie Red Door se storie of julle storie ken nie, ons het nou so 'n bietjie konteks gekry. Maar vertel ons bietjie, hoe is jy verbind aan Ligpunt? Wie is julle? En begin ons daar. Great, dankie Johan. Môre Ligpunt. Ja, ek het teologie by Tuks geswat. Ek het in 2010 klaar gemaak. Maar ek het nie met baie goeie prentjie van 'n predikant groot geword nie. En vir my was predikante net mense wat tee drink en so. Dit was nie vir my baie aanloklike werk nie. Ek het altyd gedink ek gaan 'n sendeling bo in Afrika wees. En toe het 'n kampusorganisasie my voorgestel in 2 ouens wat 'n kerk wou plant in Pretoria. Nog nooit van kerkplant gehoor nie. Maar dit was deur daardie verhouding wat ek geleer het, mense hoef nie ver weg te wees of uit die land uit om op sending te kan lewe nie. En so ek het in 2012 by Ligpunt begin werk. En dan sedertdien is ek getroud, my vrou Janine en ons 3 kinders, en ons het so 5 jaar terug het Ligpunt ons ook uitgestuur om Red Door Church te plant. Dankie Rein. En ja, natuurlik die laaste 5 jaar het julle God se hand gesien, werk in die ongelooflikste maniere, ek glo dit. Maar sekerlik was daar ook laagtes, moeilike tye. Wat is Red Door se storie as jy vir ons 'n bietjie van die hoogtes en laagtes kan deel van die laaste 5 jaar? Ja, dis 'n moeilike en daar's baie dinge. Ek dink is een van die dinge wat ons gehad het verlede week wat my weer oortuig het oor wat is die mees bemoedigendste ding in die bediening. En vir my is dit dope. Dit is wanneer mense tot bekering kom, hulle het een pad gestap en hulle het besluit om te draai en Jesus te volg. En ons het die voorreg gehad in die laaste 5 jaar om baie mense te sien tot bekering te kom, veral baie studente wat regtig is daai eerste generasie wat ons sien nie eintlik in die kerk groot geword het nie. En so dit was en dit is 'n ongelooflike voorreg om te sien hoe God besig is om in mense se harte en lewens te werk. Natuurlik baie laagtepunte ook in kerk. Ek lees hierdie week 'n artikel, een van my vriende is in media betrokke en hulle praat net van wat die kerke behoort te doen. Ons moet meer in die gemeenskap betrokke wees en ons moet meer help met rykdom en jy moet meer by mense se werke betrokke wees en daar's baie dinge wat die kerk behoort te doen. Toe besef ek net weer eens daar's baie druk wat ek dink ons in kerk ervaar, baie beide intern en ekstern wat ons behoort te wees. En dis een van daai dinge waar druk werk oor tyd. En dis moeilik om in 'n oomblik te sê, hoor ons kort nou hulp, want dit is 'n stadige ding wat gebeur. En ek dink by Red Door het ons dit begin bevind dat daai druk, omdat ons 'n bietjie geïsoleerd was na COVID en ek was die enigste een op personeel vir 'n lang tyd gewees. En so dit het begin tel, maar gelukkig in die laagtes is daar goeie verhoudings ook wat ons kan hê. Amen. Ja, ek sê altyd kerkplant is nie vir sissies nie. En so ons sien regtig die goeie werk wat julle doen. Ek wil sommer hier inspring en vir julle as gemeente sê, ons het by ons familievergadering so 'n paar weke terug afgekondig dat ons nader gaan staan aan Red Door in 'n opwindende manier volgende jaar. Red Door het al by verskeie venues kerk gehou en ons gaan volgende jaar gaan hulle hier in ons saal kom ontmoet. Amper as 'n 11:00 diens gaan hulle hier direk na ons samekom, gaan hulle kerk hier by mekaar kom. Dit hopelik gaan vir julle goed wees. Ons sien uit om nader aan julle te staan. Ek sien uit om te bly vir 'n tweede preek. Hoekom nie? En so ek sê dit vir julle want op Vennootskap Sondag is ons nogals opgewonde om te sien wat die Here gaan doen. Soos wat Red Door hier selfs in ons gebou hierdie space kan gebruik vir goeie koninkrykswerk. En so ons is dankbaar vir dit. Rein, laaste vraagie, julle gaan so 'n bietjie in 'n nuwe hoofstuk in volgende jaar. Vir jou vrou, jou kinders, vir Red Door, hoe kan ons vir julle bid vir die jaar wat voorlê? Ja, net om te sê, as jy bly vir daai tweede dinsdag gaan jy ook na my met luister preek en dis die een caveat. Baie opwindend aan ons kant is, ons het 'n nuwe pastoor aangestel, 'n disipelskap pastoor Themba Rasakatuma. Ek dink as jy vir hom kan bid, vir sy vrou Kwanele. Ons is regtig opgewonde om te sien hoe hulle deel van die span is. Ons wil besonder fokus vir jong professioneles en jong families volgende jaar. Ons het reeds 'n groot studentebediening waarvoor ons dankbaar is.
Ek dink vir ons as 'n gesin dalk goeie rus oor hierdie Desember tydperk. Ek dink ons almal kan voel ons is stadig besig om af te skakel en dat die Springbokke sal ophou speel laat in die aande. Maar dan is ons opgewonde. Ons glo en ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons voel baie Bybels, ons is nomadies soos die Israeliete wat trek van een venue na 'n ander in Pretoria, maar ons is opgewonde om te sien wat die Here hierso kan doen. Nie net is die fisiese lokaal, maar ek dink die verhoudings wat hier is, die mense wat hier is, en so ja, bid saam met ons. Ligpunt, kom ons sluit die oë. Kom ons bid vir Rein, ons bid vir al ons familie, ons gaan ook bid vir Sigle en vir Cebu. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons kom in hierdie oomblik na U toe in gebed. Ons noem U Vader. Vader, die swaar kry van die wêreld, die hoogtes en die laagtes. Ons is oortuig, sonder U vaderskap sou ons dit nie maak nie. Dit is U wat Pa is oor ons en vir ons. Dis U wat hierdie werk doen namens ons, wat intree vir ons, wat opmaak vir al ons swakhede, wat alles moontlik maak. En veral vir ons Vernootkerke wat so hard werk. Vader, soveel struggles beleef wat ons baie keer mis. Vader, dis harde werk. Ons is brothers in arms wat moet afhardloop op die vyand. Sonder wapens, maar met die woord, met Jesus. En ons word nog steeds geskiet. Ons word nog steeds neergetrek. Dis harde werk, Vader. Maar ons hardloop nie alleen nie. U is met ons en ons het mekaar. Ons is brothers in arms in hierdie oorlog en ons sê dankie. Ons sê dankie vir die werk van ons Vernootkerke. Ons sê dankie vir die werk van Red Door. Ons sê dankie vir U goedheid in die hoogtes en die laagtes. Ons sê dankie vir broederskap, dat ons mekaar kan dra in die oomblik van swakhede, dat ons nie alleen op die vyand hoef af te hardloop nie. Vader, ons sê dankie vir ondersteuning in die swaarste van tye, soos Cebu wat nou hartseer is, gebroken is, wat sy vrou verloor het. Vader, sal U nie hom omvou in U liefde nie. Sal U nie daai kinders dra op 'n unieke en kragtige manier nie. Sal U nie uiters betrokke wees in hulle lewe nie. Sal U opmaak vir die leemte wat Sigle los in hulle leemtes. Asseblief. Ons bid hierdie, Vader, want ons is swak. Ons is moeg en ons is so beperk, maar U is nie. En so ons hoop is in U. Kom doen 'n ongelooflike werk. Our labor is not in vain, want U werk. Ons sê dankie vir Red Door. Ons bid 'n seën oor hulle studentewerk, oor hulle fokus op jong professionele. Ons bid vir 'n seën oor die verhouding, oor die vennootskap, soos wat hulle selfs hier in ons gebou gaan ontmoet. Ons bid, hou aan met hierdie goeie werk. Al sukkel ons so, U is goed, ons vertrou U. In Jesus naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Goeiemôre julle. Ek lees vir ons vanoggend uit 1 Korintiërs 15 vers 50 tot by hoofstuk 16 vers 24. Volg asseblief saam met my in julle Bybels of op julle blaadjies. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste basuin, binne 'n oomblik, 'n oogwink. 'n Basuin sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie.
Wat die insameling vir die heiliges betref, die reëling wat ek in die gemeentes van Galasië getref het, moet julle ook so uitvoer. Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit en volgens sy verdienste spaar, sodat die insamelings nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. Wanneer ek opdaag, sal ek, wie julle ook al goedkeur, met aanbevelingsbriewe stuur om julle gawes na Jerusalem te neem. Indien dit die moeite werd is dat ek ook gaan, kan hulle my vergesel. Ek sal na julle kom as ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië reis. Moontlik sal ek vir 'n tyd by julle oorbly of selfs oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag gaan. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie. Ek hoop immers om 'n tyd lank by julle te bly, indien die Here dit toelaat. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want 'n deur het groot en kragtig vir my oopgegaan, hoewel daar baie teenstanders is. As Timoteus kom, sorg dat hy by julle niks te vrees het nie, want soos ek, doen hy ook die werk van die Here. Daarom moet niemand hom minag nie. Help hom in vrede om na my te kom, want ek verwag hom saam met die broers. En oor die broer Apollos, ek het hom herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle te gaan, maar hy wil beslis nie nou gaan nie. Hy sal gaan wanneer dit vir hom geleë is. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manhaftig, wees sterk. Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Ek rig nog 'n ernstige versoek tot julle broers. Julle weet dat Stefanas en sy huisgesin die eerstelinge in Agaia is en hulle self tot diens van die heiliges gestel het. Onderwerp julle aan die leiding van sulke mense en aan elkeen wat saamwerk om hom inspan. Ek is bly oor die koms van Stefanas, Fortunatus en Achaicus, want hulle het vergoed vir my gemis aan julle. Hulle het my gees verkoop en julle sin ook. Gee daarom erkenning aan sulke mense. Die gemeente in Asië groet julle. Aquila en Prisca en die gemeente wat in hulle huis bymekaar kom, stuur vir julle baie groete in die Here. Al die broers groet julle. Groet mekaar met 'n heilige soen. Die groetwoord in my eie handskrif van Paulus. As iemand die Here nie liefhet nie, laat hom vervloek wees. Maranatha. Die genade van die Here Jesus bly met julle. My liefde bly met julle almal in Christus Jesus. Goeiemôre Ligpunt. En dit is altyd goed om saam te kan wees op oggende soos vanoggend ook. En ek wil in die besonder vir jou baie welkom sê. As jy vandag hier die eerste keer by ons kuier, dit is 'n goeie Sondag om by ons te wees, soos wat jy ons 'n bietjie beter gaan ook leer ken en soos wat ons gaan gesels oor ons groter kerkfamilie wat ons ook van deel is en ons verhouding met hulle. Soos wat Johan ook in die begin genoem het, vriende, ons maak klaar vandag met hierdie kort 4 weke reeks wat ons die maand van November getackle het, en dit was liefde in lewende lywe. En ons eindig vandag deur te kyk na dit wat die Bybel vir ons sê oor die liefde in lewende lywe, regtige egtige, nie net in ons harte liefde voel nie, maar liefde leef vir ons vennote, vir ander kerke, die res van die liggaam van Christus. En so dit is wat ons vandag ook gaan doen. Daar was reeds gebid, ek wil weer vir ons bid. Soos wat ons na God se woord toe kom, en ek wil sommer nou vir jou vra, hou jou Bybel of daai teksblaadjie byderhand, maar kom ons bid in afwagting, in die geloof om te weet dat wanneer ons God se woord oopmaak, praat hy met ons. En wanneer hy met ons praat, is sy begeerte om ons te verander. Sy begeerte is om ons meer soos Jesus te maak. En so ons wil bid en vra Here, doen daai wonderwerk in ons ook vandag. So kom ons sluit die oë en roep uit na die God wat met lewe bring. O Vader, ons het nou net daai woorde gehoor aan die einde van hierdie brief wat sê, as iemand nie die Here Jesus liefhet nie, is hulle vervloek. Here, maar ons besef vir ons om vir Jesus lief te hê, het U nodig om 'n kragtige werk te doen, Here. U het nodig om deur die Gees vir ons te herinner aan hoe lieflik Jesus is. Sal U deur die Gees ons ook help, soos wat ons vanoggend saam is, en soos wat ons vanoggend na U woord luister, en soos wat ons vanoggend spesifiek nadink oor aan ons vennote, ander kerke hier in die stad, maar ook verder weg, wat ons
deel is van 'n groter familie. Ons bid Here dat U ons liefde nie net vir Jesus nie, maar ook ons liefde vir ons boeties en ons sissies, vir ons broers en susters in Christus, dat U ons liefde vir hulle ook sal groter maak. En so Here, kom asseblief deur die Gees, kom en praat met ons nou deur die woord. En kom maak ons meer soos Jesus, sodat ons vir Jesus sal lewe in hierdie wêreld. Ons bid dit in sy goeie naam. Amen. Vriende, soos wat ons reeds genoem het nou, Johan het dit beide genoem in die begin en toe ek nou gebid is Sigle oorlede, gisterand. Sy het gisterand het sy tot sterwe gekom. En party van ons hier ken vir Sigle glad nie, vir Sebo en vir Sigle nie, en ander van julle ken haar baie, baie goed. Sigle het vir die laaste 6 jaar nou met kanker, het sy 'n baie lang stryd geduur. En daar was tye wat dit beter gegaan het en tye wat dit slegter gegaan het. En ongeveer 4 jaar gelede het ek en Anshin vir Sebo en Sigle oorgehaat by ons huis, om vir hulle te braai, spesifiek vir Sigle te braai. Sy was in die besonder lief vir wildsvleis en vir skilpaadjies. En so elke nou en dan het sy gesê, dan sal sy amper so gesê, maar ek is nou so lus vir skilpaadjies. En hulle het by ons geëet so 4 jaar gelede, en ons het vir haar koeriesteak gebraai en skilpaadjies gebraai, en ons het na die tyd gesit by die tafel en ons het gesels. En wat Sigle nie geweet het nie, is dat ek en Anshin en Sebo uiteindelik met 'n plan gekom na daai kuier toe. En ons het vir Sigle, al 3 van ons het vir Sigle probeer ooreed om dinge so klein bietjie rustiger te vat. Sy was op daai stadium dink ek al so 2 jaar al wat sy met haar kanker geworstel het. Sy was al deur 'n paar rondes van chemo gewees. Sy was bitter swak en ons wou haar gekry het. Sebo wou baie graag haar gekry het om dinge net rustiger te vat. En ons het vir haar gesê, asseblief tog Sigle, asseblief, rus meer, werk minder, ontspan, behou jou krag. En as jy enigstens vir Sigle ken, sy kan nogals harrekwas wees. En sy het gesê, en ek vertaal dit nou in Afrikaans, maar basies nee, ek gaan nie. Ek gaan dit nie rustiger vat nie. Daar's 'n belangrike werk om te doen by First Educate met die Mamelodi, met die hoërskool tieners, en daar's belangrike werk om te doen by TCM, by die Church in Mamelodi. Ek gaan dit nie rustiger vat nie, ek gaan my alles gee. En dit was Sigle Malocha vir jou gewees. Dit is wat sy gedoen het. Sy het haarself gegee vir die werk van die Here. Nou hier's die ding. Ons sien mense en leer mense ken so Sigle in die lewe. En ons kan baie maklik selfs in verwondering staan van hulle, maar dit is ander mense. Dit is daai ouens wat in die bediening is. Dis die dominees, dis die pastore, dis die sendelinge, dis die Sigles van die lewe. En ons kyk na hulle, ons bid dalk selfs vir hulle, maar dit is iets wat hulle gaan doen. Hulle doen die werk van die Here. Die res van ons, wel ons het sekulêre werk. Nou die realiteit is, ons het nodig om dit vir mekaar te sê. Die Bybel is baie duidelik hieroor en is 'n preek vir 'n ander dag. Vriendin, jou en my sekulêre werk is belangrik. Jou en my sekulêre werk, daai werk wat jy doen van Maandag tot Vrydag is krities. Dis 'n kritiese manier wat die Here sy wil op aarde laat geskied is deur jou sekulêre werk. Dis 'n kritiese manier waar jy deur dit wat jy doen en hoe jy jou werk gaan doen, gaan jy God verheerlik. God gee baie om oor jou sekulêre werk, maar ons moet onthou, en ons het nodig om vanoggend daarby te stop en vir mekaar te sê, vriendin, as jy hierso sit as 'n Christen, is almal van ons, soos die dominee, die sendeling, die Sigles, elkeen van ons word geroep tot die werk van die Here, wat iets anderste is, as bloot net ons wat die Here verheerlik deur ons sekulêre werk. Elkeen van ons en veral ons gesamentlik as 'n kerk, 'n geloofsgemeenskap, word geroep deur die Here om die werk van die Here, die werk vir die Here te doen. Nou wat bedoel ek daarmee en hoe lyk dit in praktyk? Want dit is wat ons vanoggend vriende oor same gaan gesels. So kan ek jou weer vra om jou Bybelgedeelte daar by die hand hou, daai teksgedeelte. Ons kom hier aan die einde van die boek van 1 Korintiërs. En so net 'n klein bietjie konteks, soos wat ons in ons teksgedeelte hier kom aan die einde van die boek. Paulus skryf hierdie eerste brief aan die kerk in Korinte. En hy skryf dit vir die kerk. Hy skryf 'n brief en hy praat hier met Christene, maar die eintlike rede hoekom hy met hierdie Christene praat is want hulle lyk nie baie soos Christus nie. Hulle is Christene,
maar hulle lyk nie soos Christus nie en hulle lewe nie soos Christus vir Christus, soos wat hulle behoort om te doen nie. Dit is die hele punt van die boek, en so wat Paulus doen in 1 Korintiërs, is hy's besig om eintlik inwaarts te kyk. Die hele brief gaan eintlik oor hulle, en oor die Christenlewe vir jou, en veral dan hoe ons hier binne die kerk, hoe ons verhoudings met mekaar behoort te wees. Dit is 'n baie inwaartse brief, soos wat hierdie ouens hulle roep om meer soos Jesus te lyk en vir Jesus te lewe. Die manier wat hy hulle motiveer om soos Jesus te lyk en vir Jesus te lewe, is hy begin die boek en hy eindig die boek met die evangelie. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 en hoofstuk 2 herinner hy die kerk aan die kruis van Christus en sê vir hulle om in die lig van die kruis van Christus te lewe. En dan in 1 Korintiërs 15, die gedeelte wat selfs ons in die begin so 'n bietjie nou gelees het, herinner hy hulle aan die opstanding van Christus, en hy rig en hy roep die kerk om te lewe in die lig van die opstanding van Christus. En ons gedeelte is in daai gedeelte nou, soos wat hy hulle roep om te lewe in die lig van die opstanding van Christus, maar hier op die einde, in hierdie laaste hoofstuk, hoofstuk 16, wat ons nou kyk, hier heel op die einde gaan Paulus, en hy wil eintlik hulle oë so klein bietjie van hulle self, en so klein bietjie hulle oë van mekaar afhaal. Hulle nog heeltyd was die hele brief inwaarts, hoe om te lyk en te lewe vir Christus, hier binne die kerk, maar nou hier, soos hy sy brief klaarmaak, hier in sy groetgedeelte, wil hy hê dat hulle moet uitwaarts kyk, en hy wil hê die gemeente moet lewe en lyk soos Jesus en lewe vir Jesus uitwaarts. En dit is, vriende, wat ons sien in ons gedeelte nou. Kyk saam met my, tel jou Bybel op daar, na 1 Korintiërs 15 vers 58. Daai is soos ons kernteksvers vir vandag, en so ek wil dit gou vinnig vir ons lees. Paulus in 1 Korintiërs 15:58 sê die volgende, hy sê, daarom, my geliefde broers, wees standvastig en wees onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Maar Paulus, wat bedoel jy as jy sê kerk, gewone Christene in Korinthe en hier in Pretoria Ligpunt, wy julle self toe aan die werk van die Here? Ons hoef nie te wonder wat hy bedoel met dit nie, want hy gaan dit nou vir ons sê in hoofstuk 16. Ek wil hê jy moet dit sien. Het jy dit opgetel? Kyk saam met my daar in die teks 1 Korintiërs 16 vers 10. Paulus gebruik presies dieselfde term, die werk van die Here, wanneer Paulus verwys beide na Timoteus se bedieningswerk. Onthou, hy is 'n pastoor in kerke en hy plant kerke, hierdie Timoteus, sien ons in ander briewe. En sê Paulus, dieselfde term verwys hy na homself. Hy wat 'n apostel is. So ons het nodig om dit te verstaan. Paulus is 'n apostel. Daar's net 'n paar van hulle. Contrary to popular belief. Daar's net 'n paar apostels, okay? En Paulus het die werk van die Here gedoen. Timoteus is 'n kerkplanter, evangelis, en hy, wat doen hy? Hy doen die werk van die Here. En presies dieselfde ding, presies dieselfde term, die kerk in Korinthe, die gewone Christene daar in Korinthe, ek en jy wat vandag hier so sit, ons, saam met die apostels, saam met die kerkplanters, saam met die evangeliste, vriendin, ons word geroep tot die werk van die Here. Kyk daar saam met my dit was 1 Korintiërs 16 vers 10, kyk nou saam met my 1 Korintiërs 16 vers 16. Daar so verwys Paulus na hierdie ou met die naam van Stefanas en sy huisgesin. Hulle is 'n mense wat tot diens van die heiliges gelewe het. Daar vers 15 maak dit duidelik. En dan in vers 16 verwys Paulus na hulle en hy sê hulle is mense wat saamgewerk het en hulle self ingespan het. Nou in die oorspronklike taal, daar's daai twee woorde, saamwerk en inspan, is presies dieselfde twee woorde as 1 Korintiërs 15 vers 58, waar die kerk tot geroep word. Die kerk wat die werk van die Here gaan doen, word geroep om te werk, is dieselfde woordjie, en om te arbei, om hulle self in te span vir die werk van die Here. Vriende, hierdie is wat die werk van die Here dan vir jou en vir my beteken. Die werk van die Here wat ons almal tot geroep word. Dit is vir ons as gelowiges om in vennootskap met ander gelowiges onsself toe te wy tot die opbou van die koninkryk en tot die uitbou van die koninkryk. So wanneer ook al ons, ek en jy, saamspan met ander Christene
en ons gee onsself vir die opbou van die koninkryk van God en vir die uitbou van daardie koninkryk. Vriend, dan is ons besig. Dan is ons besig met die werk van die Here. Maar hoe lyk dit in praktyk? Nou dit is wat ek wil hê ons oor moet saamgesels en die res van ons tyd, soos wat ek ons wil roep, Ligpunt tot die werk van die Here in vennootskap met ons boeties en sissies in ander kerke. Kyk saam met my 1 Korintiërs 16. Daar's 3 dinge wat ons sien hier, 3 maniere waarop ons as 'n plaaslike kerk die werk van die Here kan doen en liefde betoon aan ons vennote. Hier's die eerste ding. Kyk saam met my op die skerm, sal jy dit ook sien. Eerstens vers 1 tot 4, finansiële ondersteuning. Finansiële ondersteuning. Kyk gou vinnig saam met my. Het jy dit opgetel toe die teks gelees was? Hierdie hele 1 Korintiërs 16, vriende, gee vir ons hierdie pragtige prentjie van die geografiese diversiteit van die vroeë kerk. Het jy dit opgetel? Paulus verwys in hoofstuk 16 na ten minste 5 van die Romeinse provinsies waar daar in die eerste eeu nou reeds kerke is. So daar in vers 1 het hy gepraat van die gemeentes van Galasië. Dan in vers 3 praat hy van die kerk daar in Jerusalem, so dit is in Judea. Dan in vers 5 verwys hy na Macedonië en daar waar gelowiges in Macedonië is. Vers 15 na Agaïe en dan ook vers 19 na die gemeentes in Asië. Met ander woorde, en probeer jou kop om hierdie kry, want ons kan partykeer besef ons dat dit in die regte egte wêreld gebeur. Wat ons hier het, hierdie prentjie wat vir ons geskets word in 1 Korintiërs 16, vriende is van gelowiges en kerke, en verskillende gelowiges, in verskillende plekke, wat verskillende tale teen praat, met ons weet vir 'n feit verskillende kulture gehad het, in verskillende omstandighede. So hierdie ouens ken nie mekaar nie, daar's nog nie heeltemal Uber en YouTube en e-mails, hierdie ouens ken teen nie mekaar nie, maar ten spyte daarvan funksioneer hierdie gemeentes in die eerste eeu oor 'n groot geografiese area, interafhanklik van mekaar, en ook finansiëel interafhanklik van mekaar. Kyk saam met my vers 1. Paulus verwys hier na die insameling vir die heiliges. Dit lees soos 'n term, is iets wat die kerk in Korinthe, hulle het almal geweet van die insameling vir die heiliges. Dit is wat Christene gedoen het. Net soos Paulus sê daar in vers 1, kyk saam met my, net soos die gemeentes in Galasië, roep Paulus ook nou die kerk in Korinthe op 'n soortgelyke manier om dieselfde te doen. Vers 2, wanneer julle op die eerste dag van die week bymekaar kom, dit is op Sondag, wanneer julle as die kerk op Sondag bymekaar kom, sê Paulus dat, let wel, elkeen, nie net party nie, maar elkeen van hulle 'n bedrag op sy moet sit, volgens hulle verdienste, vir daardie insameling vir die heiliges. In hierdie konteks is dit spesifiek, hierdie keer ten minste, vir die gemeente, vir die gelowiges in Jerusalem. Ons lees in Handelinge 11, dat daar was 'n groot hongersnood gewees in Jerusalem, en so dis 10-1 in daardie tyd, en dit is 10-1 vir daardie doel. Al die kerke, die gemeentes in Galasië, ook die kerk in Korinthe, wie weet ander ook, is besig met hierdie insameling, want ons met ons boeties en sissies gaan help in Jerusalem in hierdie hongersnood tyd. Die punt is dit, vriendin, hoe lyk liefde en lewende lywe? Hoe lyk die werk van die Here vir die kerk in Korinthe en vir die kerk hier in Pretoria, vir ons by Ligpunt? Wel vriende, dit lyk soos ons wat, vers 3, ons gawes, daai woordjie gawes is die woordjie genade, is dit wat die Here aan ons skenk. Dit is om ons gawes nie vir onsself te hou nie, maar om dan ons gawes te deel met ander, met ons broers en susters op ander plekke wat in nood is. En vriendin, soos vir die Korintiërs, so ook vir ons. Ons hier by Ligpunt het die voorreg, maar ook die verantwoordelikheid om die groter liggaam van Christus finansiëel te ondersteun. En hier is die ding, dit is vir ons eintlik behoort dit vir ons makliker te wees, selfs as vir die eerste eeu kerk. Want soos wat ons op die video tevore gesien het, ons het ander gemeentes in ander plekke wat regtig soos 'n deel van ons familie is. Ons stories is een met mekaar. Ons storie is ingeweef met hierdie kerke se stories en daardie kerke se stories is ingeweef met ons storie.
En so ons het 'n voorreg en die verantwoordelikheid om ook hulle finansiëel te ondersteun. Nou, ons het die video gekyk, so ek gaan hierdie nie vinnig doen nie, maar ek wil juis, want ek besef daar is nuwe mense wat in die laaste jaar by Ligpunt ingeskakel het, en so jy mag dalk nie presies bewus wees daarvan nie, en so ek gaan so 'n bietjie praat deur ook dit wat in daai video was vir 'n oomblik, maar ek wil net vinnig ons almal herinner aan ons heel nabye familie. Ons heel nabye familie van kerke, ons vennote, aan ons ander kerkvennote, wat deel is van die storie van Ligpunt. En dit behoort hier op die skerm, sal julle ook weer 'n foto te sien van elkeen van die kerke. Een van die kerke, en hulle was nie op daai video nou gewees nie, maar die storie begin hier, was by Rooted Fellowship. Hier teen so 2011, 2012, Ligpunt was nog net 2 jaar oud, het ons so 'n Bybelskooltjie begin, en daarso het ons vir Ounay Mogatle ontmoet. En Ounay Mogatle het gekom toe om 'n kerkplant internskap te doen by Ligpunt, en Ounay en sy vrou Confidence was deel van ons gemeente vir 2 jaar gewees, en vir hier van 2013 af deur, en toe in 2015 was Rooted Fellowship geplant. Hulle is nog steeds hier in Pretoria, doen hulle goed en hou hulle aan. Nou, Ounay is nou 'n pastoor in Florida in Amerika, en John nou, wat ook saam met ons in die kantoor gesit het vir jare, is hy eindiglik die pastoor daar by Rooted Fellowship. Min of meer net so 'n paar jaar daarna, het geoverlap met mekaar, het ons vir Tiaan Jordaan leer ken. En Tiaan Jordaan het gesê, hoorie, maar kan hy en van sy kerngroep 'n deel word hier van Ligpunt vir 2 jaar, want hulle wil 'n kerk gaan plant, die Kruis, ook hier in Pretoria, hulle tans daar in Atterbury Theater. En Tiaan en sy kerngroep het 'n deel geword van ons geloofsgemeenskap, van ons familietjie, en teen 2017 was die Kruis geplant. Op dieselfde tyd, presies op daardie selfde tyd, was Sibusiso ook deur ons kerkplant internskap gewees. Maar nou op daai stadium het Rooted Fellowship bestaan, so Cebu kon sy kerkplant internskap daar gaan doen, ons kon vir hom opleiding gegee word, en tot vandag toe sit Cebu hulle, en die ouens van Church in Mamelodi se kerk, sit hulle saam met ons in dieselfde kerkkantoor, en was hulle gemeente geplant min of meer in 2018. Julle het vir Joseph Sangweni daar ontmoet ook in die video vroeër. Joseph het ons weer toe deur Cebu leer ken. Hulle het saam teologie studeer op bo in die noorde in Polokwane by 'n kweekskool. Joseph is 'n eyster. Joseph het ook 'n kerk in Mamelodi gaan plant, maar hy het in Nelmapius geplant. Nou as enige van ons hierso weet hoe is Nelmapius in Mamelodi. Nelmapius is daardie gedeelte in Mamelodi waar daar nie lopende water of elektrisiteit is nie. Joseph, omdat hy lief is vir die Here, kon op ander plekke gaan kerke plant het. Hy het 'n kerkie geplant, 'n Sintagkerk in Nelmapius, waar hy al vir meer as 10 jaar elke week die evangelie verkondig daarso. En hy sit al van 2018 af in ons kerkkantoor, is deel van ons groter familie. Dan is daar Renewal Fellowship, julle het vir Sigle ook tevore gesien. Sigle is eintlik die eerste kerk wat deur een van ons kerke wat ons geplant is was hy geplant. Rooted Fellowship het hom ingebring vir 'n kerk internskap. Hy was by ons in die kantoor, en Sigle, wat ook nou op Ligpunt se adviesraad is, hy het toe in Kempton Park Renewal Fellowship geplant in 2020. En dan het julle almal hier, maar baie van julle ken hom reeds, maar vir Reinhard vroeër gesien van Red Door Church. Rein wat deel was van Ligpunt, Rein wat 'n kerk plant internskap by ons en by Rooted gedoen het uitgegaan en toe in 2021, en hy was of baie braaf of baie stupid, want hy het half kerk geplant reg in die middel van COVID, maar hy het dit gedoen en hy's nog met ons dank die Here daarvoor. En Red Door Church was geplant. En dan het julle ook laastens vir Nicholas Kayalangalilwa, kan dit nooit perfek sê, probeer dit 10 keer sê. Nicholas is 'n amazing ou. Nicholas was eintlik saam met Toby, was hy by Christchurch Midrand, het hy sy internskap gedoen. Hy het gekom vanaf die Kongo af, hy's 'n baie slim ou. Hy het gekom om medies te studeer. Die Here het sy lewe omgedraai, hy's terug, nadat hy teologie geswat het hier, is hy Bukavu terug, om 'n kerk te gaan plant daar. En van 2013 af, is Lafar, wat ook ligpunt beteken in Frans, of in hulle dialek, was dit geplant, en ons van 2013 af is dit deel van ons kerkfamilie. Nou vriende, ek noem dit vir ons, want hierdie is gemeentes wat deel is van ons storie, en ons is deel van hulle storie, en ons kan die werk van die Here doen, ook in hierdie manier,
om hierdie gemeentes te help finansiëel te ondersteun. Nou laas jaar het ons hier van vooraf 'n beroep gedoen op ligpunters om te sê, hoor, hierdie is ons boeties en sissies wat goeie werk doen. Ligpunt, kom ons ondersteun hulle finansiëel. Laas jaar het ons die beroep gedoen het. Ons het dit nie geantisipeer nie, maar uit hierdie samekoms uit het ons laas jaar R320,000 vir daardie gemeentes kon ons vir hulle bymekaar maak uit die gemeente uit. Ons kon vir elkeen van daai vennote wat nou op die skerm was, kon ons 'n noemenswaardige bedrag gegee het. Dit het ook beteken dat ons daar's ander kerke ook wat deel van ons vennote is, en ons kon vir hulle toe ook ietsie gee. Ons kon toe vir Mitch Spencer in Bulawayo, wat uitstekende werk in Zimbabwe doen, kon ons vir hulle ietsie gee. En vir Thomas Dreyer, wat 2 weke terug hier gepreek het, in Randburg kon ons hulle ook 'n klein bietjie ietsie gee. En so ook vir Pons Schoenveld, wat 'n amazing studentewerk doen en 'n kerk geplant het in Nelspruit. En ons kon toe selfs ook nog 'n klein bietjie van die geld hou om te allokeer aan ons vennote, sodat ons ad hoc behoeftes deur die jaar van 2025 vir hulle kon help, mee uithelp, en ook nuwe vennootskapgeleenthede op daai manier ook kon na gekyk het. En Ligpunt is ons weer. 'n jaar is uit aangegaan en ons wil hulle weer seën. Daar is geen verwagting van hierdie kerke af dat ons vir hulle iets moet gee nie. Die ander gemeentes weet nie eers nie, Rein weet dit nou, want hy vanoggend hier, maar hy gaan niks vir niemand sê nie. Weet nie eers dat ons hierdie doen nie. Maar hier aan die einde van die jaar, Ligpunt wil ons hulle seën. Ons het dit so goed hier by Ligpunt. Ons het dit so goed. Die Here se genade, sy gawes word uitgestort in ons lewens op so 'n oorweldigende manier. Baie van hierdie ander kerke het nie die luxuries wat ons het nie. Ons wil hulle bless, ons wil hulle seën. Ons wil aan die einde van die jaar vir die ouens wat moeg gesê, ons sien jou, ons is lief vir jou. Geniet jou vakansie en ons is saam met jou in 2026. Ligpunt, kom ons doen dit weer. Kyk sommer op die skerm. Ons wil weer 'n beroep doen op julle as gemeente, op ons as gemeente, om 'n eenmalige donasie te maak vir ons vennote. Wat jy kan doen is bloot, en dit behoort op die skerm te wees, is dat jy deur ons bankrekening die verwysing insit vennote. As jy net insit vennote, dan is dis goed genoeg. Dan sal ons dit allokeer en ons sal dit vir die verskillende gemeentes gee, soos wat ons ook weet die behoeftes is en wat ons dink goed en reg en billik sal wees. As daar wel een van daai gemeentes is wat spesifiek met jou hart praat, wil jy nie vennote as jou verwysing sit en dan die afkorting daar wat op die skerm is langs dit sit nie. Jy kan nou 'n foto neem, ons gaan hierdie weer môre stuur op Church Center app, maar ons wil jou uitnooi om dan 'n spesifieke donasie te maak aan van daardie gemeentes. Die laaste ding om daar te sê, julle sal ook sien dat vir die eerste keer is daar 'n sendelinge SDL kode ook daar. Ons het hierdie jaar, soos julle al telke male gehoor, is ons besig om met sendelinge ook vennootskappe te bou. Nou ons het nog nie formele verhoudings met daardie sending vennote tans nie, maar ons is baie naby om formele sending vennootskappe te bou. En so ons wil vir hulle ook, wil ons graag hulle seën en hulle ondersteun in 2026. Dalk is dit iets wat die Here op jou hart sit, en dan kan jy vennote.stl daar insit. Vriende, kyk saam op die skerm. Ek wil vir julle woorde lees van John Newton. Weet julle wie John Newton is? Voor julle al lees. John Newton het in die 1800s, hy was 'n pastoor, 'n predikant. John Newton is die ou wat reg aan die mespunt was van die slawehandel, die slave trade wat geabolish was. Dit was John Newton. John Newton is daai ou wat Amazing Grace, daai liedjie geskryf het. Maar wat baie ouens nie weet nie, agter ouens is John Newton, was daar 'n weermag van gelowiges wat finansiëel seker gemaak het dat goeie koninkrykswerk gedoen kon word. En een van daai ouens se naam was John Thornton, hy was 'n Londense besigheidsman. Hoor wat het John Newton vir John Thornton gesê, en ek lees dit om ons aan te spoor en te bemoedig. John Newton sê vir John Thornton, "How worthless will money be found by those who overvalue it now, in the hour of death and in the day of judgment. The hour is coming
O vriende, the hour is coming when everything else will appear trifle. Everything else will appear vain. But not so the knowledge and the service of Jesus. Hier is die volgende twee, en dit gaan korter wees as die eerste punt. Vriende, hier is die volgende twee maniere wat ons die werk van die Here kan doen, ook namens en saam met ons vennote. Die tweede ene is kortliks praktiese hulpverlening. Kyk saam met my op die skerm, vers 5 tot, nie op die skerm nie, kyk saam met my in jou Bybel, vers 5 tot 12, praktiese hulpverlening. Paulus hier in hierdie paragraaf kommunikeer verskeie sendingsreise aan die kerk in Korinthe. In vers 5 tot 9 praat hy van sy eie sendingsreise. Sien jy daar, dan in vers 10 en 11 verwys hy na Timoteus se sendingsreise, en dan in vers 12 verwys hy na Apollos se sendingsreise. Die rede hoekom hy dit vir die kerk in Korinthe sê, is want hulle is nie net toeskouers van ander ouens wat op sending is nie, hulle het 'n kritiese rol om te vervul in hierdie sendingswerk. Hulle is strategiese partners in hierdie sending. En so vers 6, sien julle daar, Paulus noem dat wanneer hy deur Macedonië gaan reis, sê hy gaan hy vir 'n tyd na Korinthe toe kom, hy sal daar oorbly, hy gaan dalk selfs daar oorwinter vir 'n langer tyd. Hoekom? Sodat die kerk in Korinthe hom kan voorthelp waar ook al hy volgende mag gaan. En dan sien ons presies dieselfde by vers 10, hy praat daar van Timoteus, wat soos hy die werk van die Here doen. En dan sê Paulus vir die kerk in Korinthe met betrekking tot Timoteus, sê hy, hoor hierdie Timoteus, wanneer hy na julle toe kom, hy moet nie geminag word nie, maar hy moet gehelp word. Daai woordjie vir gehelp word is presies dieselfde woordjie wat Paulus nou net gesê het, dat hy kom sodat hulle hom kan help. En daai woordjie wat 2 keer in hierdie paragraaf is vir help, is weer eens 'n baie tegniese woord. As ons Grieks was en ons het Grieks gelees, dan het ons heeltemal verstaan wat die woordjie help beteken in hierdie konteks. Daai woordjie, vriende, omdat die kerk moet hierdie sendelinge help, daai woordjie was 'n tegniese woord wat verwys het na die ondersteuning van 'n reisiger op sy sendingsreise, waar jy hulle help deur hulle in jou spasie in te nooi, en jy verskaf aan hulle kos, en jy gee vir hulle plek om te kan slaap, en dan vul jy hulle sakke met verdere kos, en dalk gee jy vir hulle manskappe, so jy gee vir hulle nodige hulpbronne, sodat jy hulle dan weer kan verder aanstuur op hulle sendingsreise. Dis wat daai woordjie beteken. Selfs buite die Bybel in die eerste eeu is dit wat daai woordjie beteken. Dit is die woordjie wat gebruik word wanneer jy praat van die verantwoordelikheid wat ons het vir gasvryheid. Hierdie woordjie word gebruik altyd in die Bybel saam met die idee van gasvryheid of hospitality. Nou, hierdie het ek al tevore gesê, maar hoor weer daai woord saam met my, die woordjie hospitality. Nee, dit is, jy hoor die woordjie hospital daar, nee. Dis wat gasvryheid in wese is. Gasvryheid is wanneer ons, soos 'n hospitaal, 'n veilige hawe word, sodat behoeftiges wat moeg is, gehelp kan word, krag kan kry, versterk kan word om dan weer verder voort te gaan met dit wat hulle paadjie is wat hulle nodig het om te loop. En Ligpunt, dit is ons bestaan. Ons is 'n hospitaal, ons is 'n huis wat geroep word om 'n veilige hawe te wees vir ander. Nou is baie wat ons hier kan sê. Ek wil net 2 maniere noem, Ligpunt, wat ons die werk van die Here kan doen, wat ons kollektief hierdie vennote kan seën en kan bless op hierdie manier. Die eerste ene was wat ons nou net gehoor het met Red Door. Is dit nie wonderlik nie, dat dit is presies wat ons gaan probeer doen. Dit is wat ons kan doen. Ons gaan ons huis oopmaak, ons Sondag samekoms gaan ons oopmaak, ons huis oopmaak om Red Door te help, om hulle te bemoedig, om hulle te bekragtig, om hulle te help met hulle bediening. En wie weet wat die Here daarmee doen, maar 10-1 gaan die Here hulle op 'n stadium weer uitstuur met meer krag, met meer energie. En ons het 'n wonderlike geleentheid om op daai manier 'n veilige hawe vir hulle te wees, gasvryheid aan hulle te betoon. Maar vriende, dan, en hierdie eerlikwaar was, ek moes vanoggend, na aanleiding van Sigle wat gisteraand oorlede is, moes ek hierdie oor neerskryf in my notas. Metafories gesproke, vriende, is Cebu 'n baie moe reisiger.
Hy en Sigle en sy familie en die leierskap van TCM stap vir die laaste 6 jaar 'n baie swaar pad. Ek het nie tyd om in die detail in te gaan nie. Sebo is moeg. Sebo is baie moeg. Ons het 'n geleentheid as gemeente om metafories vir Sebo, maar eintlik ook vir TCM in ons huis in te nooi. Om vir hulle om 'n geleentheid te bied om te rus. Om weer krag te kry en weer perspektief te kry, want die Here het hom geroep vir hierdie taak en die Here het vir hom gawes gegee om in Mamelodi die werk te doen wat hy nou doen. En so ons wil hom help, ons wil vir hom 'n huis bied, sodat ons hom kan help om weer uit te gaan en die goeie werk voort te sit. Ligpunt, kom ons doen dit, kom ons versorg en versterk vir Sebo en TCM en stuur hulle dan uit. Laastens, die laaste manier wat ons die werk van die Here kan doen namens ons vennote, is deur geestelike verkoking. Kyk saam met my na vers 13 tot 18. Geestelike verkoking. Die rede hoekom ek hierdie taal gebruik, vriende, is want dit is die taal wat Paulus gebruik in hierdie paragraaf. Het jy het gesien daar Paulus sê hier dat Stefanus en Fortunas en Achaicus, hierdie ander mense wat tot diens van heiliges hulle self gelewe het, Paulus sê dat hulle was vir hom wat Paulus is, het hulle het hom geestelik verkoop. En hulle het ook die Korintiërs geestelik verkoop. Hulle het hulle bemoedig. En ek dink Paulus sê dit vir die kerk in Korinte, want hy wil hê hulle moet nou verander, ook bemoedig. Hulle moet verander geestelik verkoop. En die rede hoekom ek dink dit is wat Paulus hierso sê, is want in hierdie laaste gedeelte gee Paulus 3 opdragte vir die kerk. En die ding wat daai 3 opdragte bymekaar sit, is dat dit gaan ander gelowiges, hulle vennote, geestelik verkoop. Sien die 3 opdragte saam met my. Vers 13 en 14. Wees waaksaam. Vers 13 en 14. Wees waaksaam, kerk in Korinte, o Ligpunt, staan vas in die geloof. Wees manhaftig, of jy kan sê wees braaf. Wees sterk, laat alles wat jy doen in liefde geskied. Ligpunt, besef jy dit? O vriendin, besef jy dit? Een van die beste dinge wat ek en jy kan doen, om ons boeties en sissies in ander kerke geestelik te verkoop, om hulle te bemoedig, is vir jou en vir my, om te volhard in die geloof. Een van die beste dinge wat ek en jy kan doen, verander, is vir jou en vir my, om die goeie stryd te bly stry. Dit is vir ons om vir Jesus lief te bly. Dit is vir ons om teen sonde in ons eie lewens te bly beklei. Dit is vir ons as Ligpunt om getrou in lering, getrou in lewe, getrou in liefde te volhard. Besef dit, o Ligpunt, ons vennote word bemoedig wanneer ons standvastig is. Tweede opdrag, kyk so my vers 16. Soos wat Paulus verwys na Stefanus, sê Paulus vir ons, hy sê onderwerp julle aan die leiding van sulke mense. Nou daai woord onderwerp daar, wees ondergeskik aan ander en aan jou vennote, wees ondergeskik aan hulle. Hier is 'n versoeking vir ons Ligpunt, ek hoop jy besef dit. Omdat ons die eerste van hierdie familie van kerke was wat geplant was, omdat ons baie groter is as die ander kerke, omdat ons baie meer welaf is as die ander kerke, is daar 'n gevaar by ons, baie subtiel om so klein bietjie baasspelerig te wees, met die kleiner kerke wat maar net by ons moet kom leer. Daar's 'n gevaar vir ons dat ons so klein bietjie, dat ons dalk so klein bietjie beter weterig mag oorkom en baasspelerig mag wees. En ons moet daarteen waak. Ons het altyd nodig om 'n postuur te hê teenoor ons boeties en sissies, waar ons luister na hulle, waar ons leer by hulle. Ligpunt, ons vennote word bemoedig soos wat ons nederig is. Hier's die derde opdrag, vers 18. Die derde opdrag aan ons, sê Paulus, gee daarom erkenning aan hulle. O vriende, 'n onvermydelike gevolg as jy jouself gaan gee vir die werk vir die Here, is jy gaan moeg en mismoedig raak, soos wat Johan gebid het en soos wat Reinhard gesê het. Die wat hulle self gee vir die werk van die Here, se tanks raak leeg, hulle raak moeg en hulle raak mismoedig, en dit is 'n praktiese manier hoe ons hulle kan bemoedig, hoe ons hulle geestelik kan verkoop, as ons gee erkenning aan hulle.
Ons eer hulle. Dis 'n Bybelse opdrag, Romeine 12. Gaan mekaar voor in eer betoon. Kan ek ons aanspoor oor Ligpunt, kom ons wees bemoedigers van ons broers en susters wat moeg en mismoedig is. In gebed, in persoon, stuur vir hulle WhatsApp, stuur vir hulle e-poste, nooi hulle oor vir ete by jou, nooi hulle na jou vakansiehuis toe as jy moet. By ander mense, gee erkenning aan hulle, sê vir die Here en sê vir ander, ons dank die Here vir hierdie ouens wat so getrou die werk van die Here doen. Maar jy mag dalk hier so sit. Jy mag dalk hier so sit en jy sal sê, ja Poen, dit is alles goed en wel, maar ek is moeg. Ek is mismoedig. Poen, dis einde van November. Ek het nie krag om ander te bemoedig nie. Ek het nodig om geestelike verkoeking te kry. Ander mense het nodig om my te verkoek. Ek kan nie ander mense nou verkoek nie. Nou ek hoor jou en ek voel ook jou pyn. En daar sal tye wees, vriende, en dit is die wonderlike ding van 'n geestelike familie. Daar sal tye wees wanneer ons vennote ons geestelik sal verkoek. Soos daar was tye wat ons al moeg en mismoedig was en ons familie het ons geestelik toe verkoek. Maar Ligpunt, kan ek ons aanspoor, kom ons vind ons geestelike verkoeking bo alles anderste, nie net by ons boeties nie, maar by ons ouer broer Jesus. As jy vandag hier so sit en jy sukkel om te dink hoe jy ander gaan bemoedig, want jy self het bemoediging nodig, kom ons onthou vir Jesus. Kyk saam met my in die gedeelte, ons is amper daar. Laaste keer in die teksgedeelte, vriende, het jy gesien hoe baie kere hier word die woord broers herhaal? Het jy dit opgetel? Vers 50 praat hy met hierdie Christene as broers. Vers 58 broers, vers 11 broers, 2 keer in vers 12 broers, vers 15 broers, vers 20 broers. En hy gebruik hierdie woord nie net omdat hulle broers is van mekaar en van hierdie ander vennote nie, maar hy sê dit net, vriende, want ons is uiteindelik is ons boeties en sissies van Jesus. God die Vader se eniggebore seun is jou en my broer. Vriende, dis die evangelie. Kyk saam met my, 15 vers 50. Vriende, hierdie is die evangelie. God die Seun het vlees en bloed geword, hy het in ons wêreld ingebreek. En toe vers 55 het God die Seun kruis toe gegaan. En op die kruis het die dood vir Jesus verslind. Die dood het op die kruis oorwinning behaal, tydelik teenoor Jesus. Want Jesus het op die kruis natuurlik, vers 56, vir ons sondes betaal. Maar die doodse oorwinning, vriende, het nie lank gehou nie. Op die 3de dag het Jesus uit die dood uit opgestaan. Vers 55, die dood was deur Jesus se opstanding verslind. Jesus het die oorwinning behaal. Die angel van die dood was uitgetrek, die oorwinning is klaar, julle. Ons ouer broer het die fight gefight wat ek en jy nie kon nie. Ons ouer broer het die fight gefight wat Sigle nie kon wen nie. Maar hy het dit vir ons, het hy daai oorwinning behaal. En die angel is nou uitgetrek. Hier dan die rede, o Ligpunt, hoekom ons met moed en ywer, vers 58, standvastig en onwrikbaar, hoekom ons die werk van die Here kan volhou. Ons kan dit doen, gegee die opstanding van Jesus, ons werk is nie te vergeefs nie. Daai lied wat ons net nou gesing het, ons gaan hom nou weer sing. Your labor is not in vain. Ek wil hê ons moet dit weer sing. Kyk weer saam met my net na daai woord daar in vers 58, labor. Daai woordjie in ons teksgedeelte verwys na om 'n plaasarbeider te wees. As dit sê ons bearbei onsself as om 'n plaasarbeider te wees. Dis die konteks. Dit is om iemand te wees wat daai tipe van werk doen. Vriende, dit is ons. Paulus sê vroeër in 1 Korintiërs 15, Jesus se opstanding beteken hy is die eerste vrug. Hy is die eerste vrug van die oes wat kom. En omdat Jesus die eerste vrug is van die oes wat kom, kan ons as arbeiders aanhou met die werk van die Here. Ons kan aanhou saai en ons kan maai en ons kan onkruid uithaal en ons kan fight julle, ons kan aanhou met hierdie arbeid wat die Here ons tot roep. Hoekom? Van die eerste vrug van die oes het reeds gekom. Niks wat ons gaan doen gaan te vergeefs wees nie. Elke laaste bietjie wat ek en jy onsself gee vir die koninkryk. Vriende, daar kom 'n koninkryksoes. Ons weet dit want Jesus het opgestaan. Jy wil deel in daardie oes.
Dit is die goeie lewe, dis die wyse lewe. Ligpunt, dis ons geleentheid. So kom ons doen dit. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ek loof en ek prys U dat U ons nie alleen gelos het nie, U het ons deel van U familie gemaak. Vader, ek loof en prys U dat U ons ook nie net alleen deel van die familie gemaak het nie, maar U het ons deel gemaak van 'n kerkfamilie oor die eeue heen en ook nou hierdie spesifieke kerke wat ons mee in verhouding staan. Vader, ons loof en ons prys U dat ons deel van hulle lewens kan wees en hulle deel van ons in. O Heer, hier is ons is begeerig om die werk van die Here te doen. Gebruik ons as kerk vir U verheerliking, vir die voordeel van ons boeties en sissies en vir die verlossing van die wêreld bid ons dit. Amen.